Pitstop met God is trots geborg deur Security Mekka in Potchefstroom. Hartlike goeiedag en jy's ingeskakel hier by Live FM #leefliefde. Die program waarna jy gaan luister is Pitstop met God saam met my, Dominee Willie Henning van die Agape gemeente daar in Potchefstroom. Ons is so dankbaar dat ons kan verder gesels oor hierdie baie belangrike tema, dat as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, dan bly dit alleen en dan sal dit nie vrug dra nie. Nou ja, ek en jy het nou lekker gesels, so 2 programme het ons daaraan afgestaan, en ons het die laaste program het ons so amper op die einde gekom met die gedagte van dat daar is 'n beloning in die breking van die brood. Nou as jy nie kan onthou nie, ons het so vinnig deur dit gegaan, die fases, die pad van die koringkorrel het ons gesels daaroor, ons het gesê, 'n koringkorrel moet gesaai word, né, en dan val hy in die grond, ons het ook gesê, hy moet dan sterf, sodat hy kan ontkiem, en dan kan hy uitgroei, en dan as hy gegroei is, opgegroei het, hy volwassenheid bereik, dat hy geoes kan word, hy moet afgesny word, dan moet hy gedors word, met ander woorde, die koring van die kaf moet geskei word, en dan moet ons hom gaan maal, die koringkorreltjie moet ons gaan maal, en dan moet hy oontoe gaan, hy moet gebak gaan word. Nou ja, dit was nou lekker tye gewees, ons het gesels daaroor die nostalgie daarvan, en dan is dit hierdie gedeelte waar die Here dan gekom het vir sy disippels om te sê, luister, die 5 brode en 2 vissies, dan leer hy hierdie die les vir hulle om te sê, luister, die brood is so belangrik, en die brode kan hoe pragtig lyk, maar as hy nie gebreek word nie, hoor nou, as hy nie gebreek word nie, kan hy nie verdeel word nie, kan hy nie meer word nie, kan hy nie weggegee word nie, kan hy nie gebruik word nie, kan hy nie geëet word nie, kan hy nie iemand anders se honger gaan stil nie. En dis wat die Here eintlik besig is om sy disippels te leer by hierdie skare om te sê, luister, daar is 'n beloning in die breking. En soveel van ons, selfs kinders van die Here, is nie gewillig, sien nie kans vir die breking nie, maar dit is so nodig. En ons het gesels oor daardie heilige oomblik toe die Here daardie brood gevat het en opgehef het na sy Vader, en hy die Here gedank daarvoor, en toe het hy dit gebreek, en toe het hy gesê, gee vir elkeen, en ek kan dink hierdie verbasing vir die disippels, ek wonder hoe moes dit gewees het vir hulle, om te kan sien, hoorie, maar hierdie brood hou nie op nie, en die vis hou ook nie op nie. En dan vir die Here, daai verbreking, daai breek van die brood is vir hom so heilig, dat weet jy, hy gooi nie eers die brokstukke weg nie. Hy gooi nie die brokstukke weg nie, inteendeel, hy sê vir hulle, luister, maak vir julle mandjies by mekaar. En nou kom, dink gou, hoeveel mandjies, kan jy onthou? Ja, 12 klein mandjies. Waarom? Want daar is 'n plan wat God het. Nou as jy hierdie gaan lees, daar in Matteus 14, die gebeurlikhede wat hier beskryf word, en Johannes praat ook daarvan, dan vind jy dat die Here het eintlik 'n plan met die disippels vir die oorkant van die see, die oorkant van die meer, kan ek so sê. Want net na hierdie die vermeerdering van die brode en die vissies, dan sê hy vir hulle, luister, julle moet oorvaar, beweeg, klim in die boot. Daar's 'n ander plek waarna toe julle moet gaan. En vir my is dit die wonder daarvan om te kan dink, weet jy wat? Ai disippels, kon julle nog nie verstaan het nie, die wil van die Here is nie dat jy alleen bly nie, is nie dat jy enkel bly nie, dis dat jy kom by 'n plek om te sê, Here, maar ek is breekbaar. Want somewhere along the line is daar iets wat hulle nog gaan leer, en die volgende les is wat God vir hulle gaan leer, Jesus vir hulle gaan leer, is daar juis op die meer. Terwyl hy vir hulle gesê het, luister, gaan julle nou oor die meer, want onthou nou, Jesus was op pad om te gaan bid, en toe kom die skare aan, en toe kon hy nie verder nie, nou het hy vir hulle gesê, gaan julle so lank, ek sal wel opvang, ek sal wel by julle opvang, en ek sal by julle uitkom, maar gaan julle so lank, ek gaan eers een kant toe, ek gaan nou bid. En ek wonder, wat het hulle gedink? Hier gaan ons, nou, ek wil jou vra, sommer so tussen jou en my, sommer hier by die inleiding, as ons lees, dan sien ons, hulle het opgegaan, hulle het uitgegaan, en dan was daar 'n storm. Het Jesus dan nie geweet, daar is 'n storm op pad nie? En hoekom dan nou 'n storm? Wat wou hy bereik het nog in hulle lewe? Hy het hulle nou net vertel van breking, en is hulle gewillig om gebreek te word, om vermeerder te word, en nou stuur hy hulle uit, en dan vind ons hier die disippels,
daardie sterwe aan die self van die koringkorrel, ek wonder of hulle dit al besef het, en gaan hulle dit dalk besef, terwyl hulle moet oorvaar hier oor die meer, na die plek, die eindbestemming, wat Jesus eintlik vir hulle het. Nou ja, ek hoop dit maak vir jou sin, kom dadelik terug as jy nuuskierig is, geniet die musiek hier by Pitstop met God, saam met my, Dominee Willie Henning. Ek is so bly het ingeskakel gebly van die groot lesse wat ek en jy nog kan leer uit hierdie geskiedenis wat vir ons opgeteken is. Hierdie gebeurlikhede was nie net 'n wonderwerk nie, dis iets wonderliks wat die Here bewerkstellig het in sy disippels, dat hulle moet ook gebreek word, gewillig wees om gebreek te word soos die brood. Vir wie? Vir die mense om hulle, want die Here het verstaan dat dit is die toekoms van sy kerk. Maar hulle het dit nog nie verstaan nie. Ons het nou net gesels om te sê, ja, die Here het vir hulle gesê, luister, julle moet nou gaan vaar oor die meer, ek sal later by julle uitkom, en gaan ons ken dan later die geskiedenis. Nou ja, ek gaan jou nou so 'n bietjie indeel en inkleer wat gebeur het, maar ek wonder of die disippels verstaan het om te sê, Here, hierdie is nie net eintlik 'n boot om oor te gaan, hierdie is eintlik 'n genadeboot. Want ek wonder of jy weet wat het hulle saam met hulle gevat. Onthou nou, ons het nou net gesels, hoeveel mandjies was daar? Daar was 12 mandjies, né? Vol van brood en van vis. OK. Dink julle het hulle alles geëet gekry? Het hulle dit weggegee? Jy moet 'n bietjie gaan saam met my dink, want die Bybel sê dit nie, maar ek wil jou sê, ek dink die Bybel sê, en my gedagtes sê vir my, hulle het dit sekerlik saamgevat. Want wat die Here wou bewerkstellig het, is om te sê, luister, aan die ander kant van die meer, as jy dit daar land, moet daar dadelik kos beskikbaar wees. Hoor jy? Ek hoop jy vat dit. As die Here jou in die hande kan kry en hy kan jou breek, né? En ek bedoel nie op 'n lelike manier, jy verstaan my baie mooi, die lewe kan jou breek. Maar as die Here jou kom breek met 'n heiligheid en 'n toewyding aan die Here, 'n gewilligheid om niks te wees nie, 'n gewilligheid om bruikbaar te wees, dan sê ek nou vir jou, kan hy jou vermeerder, hy kan vir jou soveel meer doen, soveel meer mense kan jy bereik, soveel meer mense kan hoor van hierdie brood van die lewe. Die uiteinde wat die Here vir hulle sê is, luister, gaan, maar wat sit hierdie disippels nog, as ek sit en dink aan 'n verskoning, hulle het die brood van die seentjie in hulle hand, en hulle kan nie dink, kan ons nie die Here vra nie, vermeerder dit nie. Aan die ander kant is die Here Jesus daar, is hulle nog nie geloof in hom om te sê, maar Here, ons het nou al gesien wat hy gedoen het, hoe kan ons ooit twyfel dat u nie vir hierdie mense kan sorg nie? Maar in hierdie hoedanigheid, wat sê die disippels vir die Here? Hy het nou net vir hulle voorsien, genoeg om te eet, vat saam, gaan nou net hier oor die meer, ek sal by julle aansluit, daar is 'n rede daar ook oor, hoekom, ek gaan nou met jou praat daaroor, maar wat sê die disippels vir hom? Die disippels sê, en ek kan dit verstaan, hulle kan nog nie verstaan het sekerlik alles nie, maar die disippels sê, dis al aand, Here, die wind is van voor, dis 'n ou boot, né? Miskien sit jy daar en sê, ja, maar dis 'n ou boot. My boot is bietjie al oud. En die wind is van voor, en dis al aand, en dis beknop, en dis nie lekker nie. En Here, kan ons nie maar eerder oorslaap, as dit veiliger is, ons kan sien ten minste nie, né? En dit is so maklik, dat kind van die Here, jy kan ook net daar vassteek. Jy kan ook aanstoot neem van die Here, en jy kan jouself begin verskoon en sê, Here, maar hierdie verbreeking van die brood was nou genoeg, het my nou genoeg seer gemaak, Here, ek is nou genoeg gebreek, ek wil nie verder gaan nie, ek sien nie kans vir nog iets nie, ek sien nie nog kans vir 'n storm nie, en dan as jy gaan lees, daai gedagte wat die Here sê, hy het hulle gedwing, kan dit wees? Maar wat het die Here gedoen? Hy het vir hulle eintlik gesê, luister, ek wil julle beskerm, julle moet koers kry. Dis vir julle beter op die water in die aand, as wat ek julle nou hier agterlos met al hierdie skares, met al hierdie suksesse en al hierdie ekstase, van al hierdie roem en die eer van hierdie mense, want hulle gaan julle nou begin sien as gode. Hulle gaan julle wil ook najaag, hulle gaan julle ook wil aanbid. Hulle gaan ook wil hê dat julle vir hulle moet sorg en moet voorsien. Wat, ek vat julle eerder weg van hierdie eer en hierdie roem en hierdie aansien en hierdie ekstase van mense, want ek het nog 'n les vir jou. Ek wil nie net hê jy moet breekbaar wees nie, soos die brood nie, ek wil hê jy moet by 'n plekkie kom dat jy buigbaar kan wees. En daarom sê die woord, en hy het hulle gedwing. Gaan nou, ek sal by julle aansluit.
Ons motivering tot gehoorsaamheid spruit uit die voorbeeld uit van ons leidsman. Weet jy, ek en jy sal doen dit wat ons sien die Here Jesus gedoen het. Ja, en is nie 'n gewelddadige dwing nie. Nee, dis ook nie ongevoeligheid nie. Nee, glad nie. Dit was vir hom altyd die beste vir sy disippels. Ek wil nog iets bereik in hulle lewens. Is dit gevaarlik? Ja, hulle dit nie geweet nie. Gevaarliker? Ek weet nie. Is die water gevaarliker in die aand? Is die skares waar mense jou ewe skielik opslurp en begin jou manipuleer en jou indoktrineer en jy eintlik uit jou kry wat hulle wil hê? En eintlik is jy net vir hulle daar belangrik vir die wonderwerk en niks verder. En ongelukkig maak mense so met die Here ook. Die Here is net belangrik as daar 'n wonderwerk is, maar ek het hom nie andersins gesoek nie. En as daar nie 'n wonderwerk nodig is nie, dan soek ek hom ook nie nou nie. Ek wonder wat sê jy sê. Hy het vir hulle gesê, luister, ek wil hier moet gaan. Ek wil nie hier met die agterbly met hierdie aanhangers en saamlopers nie, want ongelukkig is daar soveel van hulle, selfs in die kerk, aanhangers en saamlopers, maar daar's weinig ware disippels. Kan ek dit weer 'n keer sê, daar's baie aanhangers, oppervlakkige aanhangers. As baie mense wat nuuskierig is aangaande die kerk en wonderwerke. As baie mense wat net saamlopers is, saampraters is. Maar daar's weinige ware disippels en die Here wil dit by hulle tuis bring om te kyk, luister, is julle waarlik my disippels? Daai brokstukke is saam met julle. Ek gee vir julle genoegsame kos sodat julle aan die ander kant, as julle land, dan kan julle dadelik begin om te arbei, mense te bereik vir die koninkryk van die Here, dadelik kos beskikbaar te hê vir daardie mense wat honger is, wat dors het, daai mense wat nie 'n herder het nie. Jy kan hulle dadelik begin vertel van Jesus Christus, want jy het die brood van die lewe. Ek het vir jou vooruitgesorg. Jy het 'n betekenisvolle boodskap vir die mense, sou jy aanland aan die ander kant. Hy beveel vir hulle, gaan weg, vaar oor die oorkant. Nou, koringkorreltjie, nou ja, hier is ek en jy, ons is nou al die deur. Ag, en ons kan baie maklik sê in ons lewe, ag, Here, my medepassasiers, né, hulle is nie so lekker nie. My kerk is nie so lekker nie, my bedieningsmensies is nie so lekker nie. Ag, die ou boot, ag, ek gaan dit nie maak nie, my gesondheid is nie meer lekker nie. En dis die verkeerde tyd, die verkeerde tyd in die aand, regtig. Kan ek eerder gaan wanneer ek wil nie? Ek sal dan ander tyd sal ek koers kies. Ek sal my eie koers inslaan. Is dit nie wat ons vir die Here ook sê nie? Ek sal my eie koers inslaan. En nou is dit nogal teen die wind, Here, hoe sit jy ons op die meer om te gaan? En dan vind ons hierdie disippels daar op die 4de nagwaak. Hulle is nou nog nie gereed nie, kan jy glo? Hulle suffer. Hulle kom nêrens nie. Die 4de nagwaak probeer hulle veg. Hulle is nog nie by 'n plek om oor te gee nie. Die golwe is hoog. En dan vind ons die Here Jesus is op pad en dan ken jy die geskiedenis so goed. Hulle het uitgeskree van vrees. Sien jy, hulle praat nog steeds die taal van ongeloof. Ongelooflik, as ek dit so sê, regtig. Wie kom daar? Is dit 'n spook op die water? Nee man, Jesus het ons nou gesê. Ek gaan opvang met julle, ek gaan julle kry. Dis fyn, gaan julle so lank. Nadat dit uitdruklik vir hulle gesê het, gaan. Ek dwing julle, ek wil hê julle moet gaan, want as iets wat ek wil bereik. En daar op die water sê hulle vir hom, nou, maar wie? Hy sê ek is hier, ek is Jesus. Kan dit wees die 4de nagwaak? Sukkel ek en jy nog steeds om te kan glo, Here, ons is al deur soveel dinge saam, maar ons is nog nie gebroken in ons hart nie. Ons het heel moontlik nog nie by 'n plek gekom waar ons waarlik buig in aanbidding en erkenning dat God is God. Jesus is die Seun van God. Hy is die een wat mag het oor die mag, oor hierdie wêreld, oor die weer, hy het mag. En dan vind ons daar op die boot, bid ek en sien ek dit en verstaan ek dit, Here, het hulle net gebroken geraak nie, maar daar was 'n oomblik wat hulle kom en waar hulle gebuig het voor U. Hulle het gebreek aan die wal te verstaan, maar hier kom dit en dit word nie net iets wat hulle gesien het nie, hier word dit deel van hulle hart en hulle harte word gebroken terwyl hulle buig voor die Here in aanbidding om te sê waarlik, U is die Seun van God. U is die Messias. En onthou nou wat het gebeur? Waarlik, U is die Seun van God. Waarlik is die Seun van God en natuurlik vind ons vir ou Petrus.
Petrus wat dan uitklim later. Nou wil ek vir jou sê, dis sekerlik een van die moeiliker dinge om te verstaan as ons hierdie verhale lees, want anders is dit net vir ons stories. Maar die toepassing is so kosbaar. En bly ingeskakel, geniet die musiek, maar kom dadelik weer terug hier by Pitstop met God. Wat's fout oom Jan? Ag, Sakkie, want het gisterand my sleepwa gesteel. Het oom nie 'n hekmotor, elektriese heine of kameras nie? Nee, Sakkie. Dan moet oom na Security Mecca in Potch gaan. Hulle het alle sekuriteitsprodukte onder een dak. Ek ry sommer dadelik. As oom net gister al gegaan het, sou oom nog 'n sleepwa gehad het. Mens kan nie 'n prys plaas op sekuriteit nie. Security Mecca in De Boystraat Potch. Besoek securitymeccaonline.com as ook op Facebookblad. Security Mecca Potchefstroom. Jou sekuriteit is ons prioriteit. Nou ja, welkom terug en ek is so bly ons kan gesels verder. Onthou, hierdie is die gedeelte, sal die derde gedeelte wees, juis oor as die koringkorrel nie in die grond val. En jy sê vir my, ja Dominee, maar ons is nou op die boot. Ja, gaan luister asseblief die voorafgaande programme, dan gaan jy sien hoe mooi pas dit in. Want weet jy wat, hier is dit aand, die wind is vir hulle voor, dis 'n ou boot, ag en hulle klomp verskonings. En dan vind hulle die Here Jesus wat aangestap kom op die see, né, op die water. Nou ek moet jou sê, dit moet iets ongeloofliks gewees het. Want die Here het geweet, luister, jy moet hierdie disippels oorkant kry, moet hulle nie los met die menigte nie, moet nie dat daar eer en roem na hulle kop toe gaan nie, né? Hulle moet beweeg. 'n Koringkorreltjie moet sterf, maar daar's 'n plek waar jy moet kom sodat jy kan breek in jou hart. En dis wat gebeur het, glo ek, met hulle daar op die see, daar op die see, terwyl hierdie golwe oorweldigend is en hulle dink hulle gaan sterf. As dit U is, en hy sê ek is die een, ek is die Messias, ek is die Here. En daar het hulle neergeval en hulle het hom aanbid. En dit wil vir my voorkom asof, kind van die Here, as ek gekom het by 'n plekkie waar ek eers breekbaar was, dan is dit asof ek makliker kan buig voor die Here. Dink maar aan Abraham, Abraham. Dink aan Moses, aan Josua, Daniel en selfs Johannes wat die skrywer is oor daai koringkorrel. Weet jy wat, as ek eers breekbaar is, as ek gebreek was deur die Here, dan is dit so maklik dat ek kan buig voor hom en hom erken as Here. Dit is so maklik dat ek dan kan toelaat dat die vrug kan kom, dat daardie koringkorrel kan verander, dat ek bruikbaar kan wees vir die Here. En weet, dis wat die Here eintlik wil bewerkstellig, nie net die verbreeking van die brood, die breekbaarheid nie net die buiging daar nie, maar weet die bruikbaarheid daar aan die oorkant, daar waar jy gaan land, daar waar die Here sê, dis waar ek jou eintlik wil hê. Ek sien daar is nog mense wat honger is, ek sien daar is nog mense aan die oorkant wat nie 'n herder het nie, ek sien daar is mense wat nog gevoed moet word, wat nog moet hoor van die brood van die lewe, daar is mense wat gered moet word, maar weet wat, ek stuur jou soontoe. En weet wat, hierdie disippels het so verander vanaf daai verbreeking met die brode, dat selfs op die water met die storm wat gestil is, dan vind jy vir hulle, nadat hulle, onthou nou, hulle het nie geslaap nie, hulle was nog besig die 4de nag waak, aan die oorkant, na 'n slapelose nag, dan vind jy, hulle spring uit die boot uit, hulle is op pad, hulle wil nie meer mense wegstuur nie, hulle gaan soek nou mense. Het jy al gedink hulle lewe het so verander? Hulle kom met daai mandjies daaraan om te sê, maar die Here Jesus is hier, hy's hier. Hoor jy, dis die boodskap wat hulle het, om te sê, weet wat, ons is nie meer moeg nie, ons wil aangaan, ons wil nie mense wegstuur, ons wil nou mense gaan bereik, ons wil mense gaan in die hande kry, ons wil hulle vertel van Jesus, en weet wat, ons het nie niks om te offer nie, Jesus is met ons, ja, maar ons het dadelik het ons vir jou brood om te gee, daar is vreugde in hulle, as jy kan gaan lees, is asof hulle het helderder geword, meer krag gekry, hulle is beter toegerus gewees, daar was minder geraas, minder klagtes, was meer gebrokenheid, meer oorgee. En dis waar ek en jy moet wees in my ou koringkorreltjie. Daar waar ek en jy begin het, dis waar ek en jy moet wees om te sê, Here, ek is bereid om my alles te gee vir daardie in die oorkant. Jy sien daar aan die oorkant, daar aan die oorkant en hulle mense gaan bedien. Ja, hulle mense gaan bedien, selfs daardie wat so verwaarloos was, wat so honger was. Daar aan die oorkant het hulle klaag, hulle het minder gekla, en hulle het gesê, vroegoggend, kom ons gaan arbeid vir die Here. Hierdie kant, terwyl hulle nog nie oorgegaan het, was hulle harte redelik koud, aan die ander kant, toe hulle land, is dit brandend.
Daar aan die ander kant het hulle helingskrag, herlewingskrag om te sê, weet jy wat, God is met ons. Hy self is die brood, hy is aan wal. Het jy dit al verstaan so bietjie so? Verstaan jy daar wat die Here sê in die Ou Testament, hy het sy liggaam gegee vir ons. Sy liggaam vergee vir ons. Ag, en dan wil ek met jou deel 'n baie kosbare verhaal en ek hoop ek kan dit ingesluit kry van 'n koringkorreltjie wat ook gesterf het. 'n Koringkorrel wat gesterf het en ek gaan jou die verhaal deel van 'n vroutjie met die naam van jy sal hom dalk kry kom ons sê maar so as Aggie. As Aggie gaan jy hom kry as Aggie Hurst. Aggie Hurst. Nou kom ek vertel jou die verhaal van 1921. In 1921 het 'n sendelingpaar David en Svea Flood saam met hulle 2-jarige seentjie uit Swede vertrek na die hart van Afrika. En dis nou die Belgiese Kongo, baie bekend nou as Zaire. En daar het hulle 'n Skandinawiese sendingpaartjie geontmoet, die naam van Eriksons. En het hierdie paartjie het dan besluit om daar die Here te soek en te vra waar gaan hulle bly en waar gaan hulle sendingwerk doen. En hulle het saam gebid en besluit hulle kan nie by die hoofsendingstasie bly nie. Hulle gaan volk stam opsoek en hulle gaan daar bly. En dan lees jy dit verder en toe hulle by die Ndolera aankom, dis nie dorpie, toe sê die hoofman van die dorpie vir hulle, nee, hulle kan nie daar bly nie, want hulle wil nie die gode omkrap nie, so hulle moet vir hulle ander plek gaan soek. Die enigste kontak wat hulle toe nou gehad het, hulle buitekant die dorp vir hulle huisie gebou, die enigste kontak wat die hoofman toegelaat het, was 'n jong seun, wat 2 keer 'n week vir hulle eiers en hoenders kon verkoop het, dis al. Verder geen kontakkie, kon nie met iemand anders praat nie, kon nie aan die dorpie kom en evangeliseer en vertel van Jesus nie. Nou Svea Flood het gesê, dat sy gaan dan hierdie een seun, al kom hy net 2 keer in 'n week, gaan sy hom begin bearbei en hom wen vir die Here. En dit het sy toe waarlik waar gedoen gekry, jy kan nie dit dink nie, maar daar die jong seun het toe waarlik by die Here uitgekom. David en Svea Flood het toe nou egter agtergebly en die Eriksons is toe weggegaan, terug na die hoofkamp toe, want hulle is geplaag gewees deur malaria. En in daardie tyd het hierdie vroutjie 'n dogtertjie gebaar. Svea het swanger geraak en sy het 'n dogtertjie gebaar met die naam van Aina. Aina is amper soos Eina met 'n A voor, Aina. En sy het toe daar die kind gehad en ongelukkig het Svea toe gesterf as gevolg van siekte en dat die geboorteskenk van hierdie dogtertjie was veel eisend op haar liggaam. Nou David kon dit nie verwerk nie. David het sy vrou begrawe en hy het sy dogtertjie iemand gekry, gehuur om die dogtertjie af te vat van die berg en hulle is toe na die hoofstasie, sendingstasie en hulle is toe terug Swede toe. En hy het hierdie woorde gesê, David die man met Aina het hy gesê, God het my lewe verwoes. En daar by die stasie het hy vir Aina gelos, daar by 'n Sweedse paartjie, om verder na hulle te kyk. En later daarna het daar 'n ander paartjie gekom vanaf die VSA, en die paartjie het hierdie dogter gevat oor hulle, begin sien aan haar, en haar aangeneem kan ek so sê, en hulle toe na Aina gevat na Amerika toe, en daar in South Dakota het sy gaan groot word. En Aina se naam is toe nou verander na Aggie, daarom dan Aggie Hurst wat hierdie verhaal skryf. En die jong vrou het, Aggie het toe nou 'n jong man getrou, Dewey Hurst, en hulle is toe nou later het hulle seuns en dogters gehad, en die Here het hulle wonderlik gebruik. En daar in die kampus het die man naderhand gaan gee by 'n Christelike college, daar in die Seattle omgewing, en Aggie was nog al verbaas gewees dat daar so baie Sweedse godsdienstigheid, kan ons maar sê, in die omgewing is, jy weet, van Swede af was daar so baie Skandinawiese invloed gewees. En tot op 'n dag toe kry sy 'n boek in die posbus, 'n Sweedse boek wat vertel van godsdienst, en daar lees sy die naam Svea Flood, en sy gaan vra toe 'n lektor wat magtig is aangaande Sweeds, en hy vertel die verhaal, en hy sê, die verhaal in die boek beskryf eintlik
dat mense sendelinge het gegaan na Ndolera toe, en daar het hulle geboorte gegee aan 'n baba, en die baba se moeder is toe dood, en die pa en die seun is toe nou terug, en hy die baba net so gelos, en nadat die sendeling vertrek het daar die seun groot geword, en die stamhoof ooreed om 'n skool te stig, en uiteindelik het al die kinders dan by Christus uitgekom, en selfs ook later hierdie stamhoof, en in daardie dorp is daar nou 610 Christene wat die Here dien. Maar nou wat later so wonderlik is, later kan jy die geskiedenis gaan lees, dan kom kruis sy vir iemand anders 'n paar jaar later die eerste evangelisasiekonferensie in Londen bygewoon, en daar was toe 'n verklaring van 110,000 gelowiges as gevolg van daai familie wat bereid was om te sterf vir die Here. 'n koringkorreltjie, sal jy bereid wees om vir die Here te sterf, sodat daar veel vrug kan wees? Gaan luister, gaan lees bietjie op Swyaflat, en mag die Here vir jou ryklik seën, en mag jy bereid wees om die prys te betaal. Nou ek moet groet oor my tyd, tot volgende keer van my kant af. Dominee Willie Henning van die Agapai gemeente daar in Potchefstroom. Blessings. Pitstop met God is trots geborg deur Security Mekka in Potchefstroom.